graad 8, ons doen nou die kontantontvangstjoernaal. So hierso gewoonlik skryf jy vandag se datum, kontantontvangstjoernaal van die besigheid se naam, vir watter maand, watter jaar. Hierdie KOJ nommer, jy nommer dit gewoonlik volgens watter maand, so as dit April is dit byvoorbeeld die 4de maand. Dokumentnommer, gaan jy hierso sê jou brondokument. Is dit byvoorbeeld kwitansie? As dit 'n kwitansie is, gaan jy dit net nommer. En as dit KRR is of kasregisterrol, dan gaan jy net sê KRR. Die dag wanneer die transaksie plaasgevind het, by besonderhede sê jy van wie af het jy geld ontvang. As jy geld ontvang het van verkope, kan jy ook sê verkope as hulle nie spesifiseer wie vir jou die geld gegee het nie. Folio kan jy eers ooplos, dit hoef jy eers oor graad 9 te worry. Elke bedrag word altyd in die ontleding van ontvangse kolom geskryf, maar ons bank net een keer 'n dag, so julle gaan sien wat ons dan doen. Lopende inkomste is as jy geld ontvang vir dienste gelewer, andersins as jy enige ander inkomste het, dan kom dit in jou diverse rekeninge. OK. So hierdie voorbeeld wat ek hier het is, die maand is Januarie 2021, voltooi die kontantontvangstjoernaal van Groenvingerstein dienste. Gebruik die volgende kolomme, KOJ1, Annelisa van, ek het hulle maar net gesê, die ontleding van ontvangste, die kolom opskrifte, moenie die joernaal afsluit nie. So dit beteken moenie die totale optel nie, maar ek gaan dit in elk geval vir julle wys. So die datum is wanneer jy dit doen. Kyk, kontantontvangstjoernaal van die besigheid se naam, hierdie is Vingers Tuindienste vir Januarie 2021. Januarie is jou eerste maand, so dit gaan sommer net KOJ1 wees. Kijk, so. Die eerste transaksie sê die eienaar, meneer Potty Plant, dra 40.000 by as sy bydra tot die besigheid. So as hulle sê weer 'n keer die eienaar en hy doen 'n bydra, hy gee geld, dan weet ons dit is outomaties kapitaal. OK. En hulle sê hierso ook, ons ry kwitantienommer 01 uit. So as dit 'n kwitantienommer is, gaan jy by jou brondokument net die nommer sit. So jy gaan sê 01. Die dag is die 1ste. Ek het geld ontvang van die eienaar. So gaan hierso sê meneer Potty Plant. Ek los 'n folio oop. My ontleding van ontvangste is R40.000. OK, so op hierdie stadium kyk ek nou, het ek enige ander transaksie vir die eerste? Nee, ek het nie. So, dan onderstreep ek my ontleding van ontvangste. OK, en ek gaan bank die geld. So ek gaan bank daai 40.000. En ek het geld ontvang vir kapitaal. So ek gaan dit nie in lopende inkomste insit nie, maar ek gaan dit hierso by my diverse. OK, so dis dis nie lopende inkomste nie, dit is kapitaal. Nou, meeste skole leer nie hulle kinders oor die folio oor balansstate nominaal nie. Kapitaal is 'n balansstaatrekening, so ek gaan net 'n B daar sit. OK, dan op die 4de staan daar. Volgens die kasregisterrol, so die KRR, het jy geld ontvang van dienste gelewer. So as jy die woord dienste gelewer sien, dan moet jy weet, dit is jou lopende inkomste. OK. So, die dokumentnommer is KRR. Die dag is die 4de. Nou sê hulle net volgens die kasregister, hulle sê nie vir ons van wie ontvang ons geld nie. So dit is verkope. OK, so ontleding van ontvangste is 3.510. Dan kyk ons, is toch enige transaksie nog op die 4de? En nee, daar is nie. So ek gaan dit onderstreep en ek gaan bank die geld. OK, so ons het geld ontvang vir dienste gelewer en onthou, dan gaan dit in ons lopende inkomste. So onder lopende inkomste gaan ek sê 3.510. OK.
As ek nou hierso, nou sê hulle, op die 9de, meneer Jones betaal R800 vir dienste gelewer, KRR, so weer eens, jy het die tuindienste gelewer, so het blydienste gelewer, en hulle sê dis KRR. So, hierso, by die dokument, gaan jy weer sê, KRR, die dag is op die 9de, okay. Hulle sê nou hierdie keer van wie het ons geld af ontvang, so ons gaan daar skryf, meneer Jones. Okay. Dan gaan ons sê, ons het R800 ontvang, dan kyk ons, het ons nog 'n transaksie vir die dag? Nee, ons het nie op die 9de nie. So, dan gaan ek hom hier onderstreep en ek gaan bank die geld. En ons het nog steeds geld ontvang vir dienste gelewer, so ons weet hy kom in ons lopende inkomste. Okay, daar het ek dit daar. Dan, op die 14de, Leon Smith betaal die besigheid R2500 vir huur van kantoorspasie. Ryk kwitansie nommer 002 uit. Okay. So hierso gaan ons skryf 02. Dit is op die 14de. Ons het geld ontvang van Leon Smith. Okay. Hy het R2500 betaal en is die enigste transaksie vir die dag. So ek onderstreep dit en ek gaan bank daai geld. Okay. En ons het geld ontvang van huur. So dit is huurinkomste. So dit is R2500 by jou diverse rekeninge. Sorry julle, moet ook dit opskryf. En jy het geld ontvang van huurinkomste. Ons sit altyd maar huurinkomste by, want jy kan huurinkomste of huuruitgawes, so ons sê huurinkomste. So jou inkomste is en jou uitgawes is deel van jou nominaal, so, dis hoekom skryf ek daar 'n N. Okay, so hier is my voorbeeld op die 21ste, wat ek daar 2 transaksies is op een dag. So hier sê hulle weer 'n keer vir dienste gelewer, en volgens die kasregisterrol. So, jou dokumentnommer gaan jy sê KRR. Dit is op die 21ste. Die eerste een is dienste gelewer. Hulle sê nie wie nie, so ons sê verkope. Okay. Dan skryf ons die bedrag van 9340. Omdat ons nog 'n transaksie het, gaan ons nie nou dit bank nie. Ons bank eers aan die einde van die dag, so ek los eers bank oop. En ek het geld ontvang vir dienste gelewer, so dit gaan hierso 9340. My laaste transaksie is, ontvang R12.000 van 'n kliënt vir dienste gelewer. Sien julle, hulle sê weer hierso KRR, en is ook weer vir dienste gelewer. Hulle sê nie wie nie. So ons gaan net weer sê verkope, maar ons moet hier ook eers sê KRR. Okay, so steeds op die 21ste, verkope. Okay, dis nou 21.000. Sorry. 21.000. Dit is die laaste transaksie vir die dag. So wat ek nou doen is, ek onderstreep daai, nee, maar nou gaan ek bank net een keer 'n dag, want imagine as Pick n Pay elke liewe keer as 'n transaksie mis plaasgevind het, gaan bank het. Hulle sou permanent op en afgery het. So daai 2 gaan ek moet saam plus. So 9340 plus 21.000 gee vir my 30.340. Okay? En dan dit was ook verlopende inkomste. So ek gaan weer sê daai 12.000 hier. Okay, so, hulle sê ons moet dit nie afsluit nie, maar gaan nog steeds vir julle wys. Ons gaan nie die ontleding van ontvangste, ons skryf nooit die ontleding van ontvangste se kolom nie, want dit in bank is altyd presies dieselfde. Dit help maar net, ontleding van ontvangste help ons maar net, dat ons kan sien van wat het ons die totale, omdat ons net een keer 'n dag bank, dat jy nog steeds spesifiek kan weet van wat het jy geld ontvang. So nou tel jy bank se totaal, so dis dan 40.000 plus die 3.510 plus 800 plus 2.500 plus die 30.340. So met ander woorde vir Januarie maand het hulle R77.150 gemaak.
Volgende tel ek my lopende inkomste, so dis 3510 plus 800 plus 9340 plus 12.000 gee vir my 25650 en dan gaan ek net hierdie twee bymekaar tel, so dit gee vir my 42.500. Nou as jy wil tel, seker maak het jy reg opgetel, as jy jou diverse saam met jou lopende inkomste plus, moet dit vir jou bank se totaal gee. Hierso sê ek ook net wees hy balansstaat of nominaal, so bank is balansstaat en lopende inkomste is nominaal, want dit is 'n inkomste. So dit is hoe om die kontantontvangs die joernaal te doen van 'n diensbesigheid.